Goeiemôre en welkom by ons oordeenking. Vanoggend weer vers uit Jesaja 33. En dan lees ons vanoggend van die versoeking van Jesus uit Matteus hoofstuk 4. Jesaja 33 vers 15. Hy wat eerlik leef en spreek wat reg is, wat wins uit afpersing afwys, wat sy handpalms daarvan weerhou om omkoopgeld te aanvaar, wat niks van bloedvergieting wil hoor nie, niks wat boos is wil aanskou nie. Dit is hy wat op die hoogtes sal woon. Matteus 4. Hierna is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte lank het hy gevas en later honger geword. Toe die versoeker nader gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê dat daar die klippe brode moet word. Maar hy antwoord, daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom. Toe neem die duiwel Jesus na die heilige stad en laat hom op die hoogtepunt van die tempelgeboue staan en sê vir hom, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan immers geskryf, hy sal die engele opdrag oor jou gee. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk teen 'n klip jou voet stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskryf, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Hierna neem die duiwel hom na die hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in hul pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee as u neerkniel en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg, Satan, want daar staan geskryf, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe het die duiwel hom met rus gelaat en kyk, daar het engele gekom en hom versorg. Geliefdes, wanneer Jesaja skryf, dan praat hy van 'n enkel persoon. Slegs hierdie man kan die nuwe Sion binnegaan. Slegs hierdie man kan in die teenwoordigheid van God se heilige vuur woon. Dit is merkwaardig dat die werkwoorde in hierdie verse verwys na 'n enkele persoon, 'n individuele mens, hierdie man. Hierdie man wie se wandel regverdig is. Jesus Christus het sekerlik God se wil bewaar. Jesus Christus het definitief nie links of regs afgedwaal nie. Hy het gekom om sy Vader se wil te doen. En dit het hy ook in die tuin van Getsemane gebid. Vader, ek het u wil gedoen. Jesus se spraak, dit wat hy gesê het, was regverdig. Hy het God se heerlikheid en God se woord verkondig. Jesus het geweet wat in die hart van die mens was, maar hy het nie teruggedeins om die hele raad van God te verkondig nie. Hy het vir Satan gesê, daar staan geskrywe. Ja, selfs hy sou nie toelaat dat Satan God se woord van waarheid verdraai en rek nie, groter maak, wyer maak nie. Jesus is deur die duiwel in Matteus 4 versoek en omgekoop toe die Gees Jesus die woestyn ingelei het. Satan het aan Jesus kos en persoonlike veiligheid en die koninkryke van die wêreld aangebied. Maar ons Here Jesus Christus het hierdie versoekings verwerp en nie gesondig nie. Weet jy, as Jesus die versoekings in die woestyn nie weerstaan het nie, sou daar bloedvergieting gevolg het, want die Satan wou juis dit hê, die ewige veroordeling van alle mense. Maar Jesus se geregtigheid was nodig om ons te red. Belangrik om te weet dat Jesus nooit deur sy oë gesondig het nie. In Hebreërs 12 vers 2 noem Jesus eerder die leidsman en volëinder van die geloof, hy wat ter wille van die vreugde
wat vir hom in vooruitsig gestel is, die kruis verduur het. Hy wat die skande van die kruis gering geag het en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. Dit is Jesus. Dit is wie jy en ek aanbid. Kom ons dank die Here dat alhoewel Jesus versoek is soos Adam, hy nie gesondig het nie. Kom ons loof die Here vir die laaste Adam, wat aan ons, jou en my, die ewige lewe kom gee. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, Here, 'n nuwe dag lê voor ons oop. 'n Dag wat vir ons so vol versoekings is. En dan hoor ons vanoggend dat ons Here Jesus Christus, alhoewel hy versoek is, soos ons as mens, hy nie gesondig het nie. Iets waaraan ons altyd moet vashou. Ja, ons weet dit, maar iets waaraan ons onsself altyd moet herinner. Want daardeur het ons die ewige lewe. Dankie Vader vir daardie gawe. Dankie vir die wete dat ons laaste Adam aan ons die ewige lewe gee op grond van u genade alleen. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing vanoggend skrifbryming 4-6 waar ons saam met die engele ere aan hom bring. Geliefdes, vir môreoggend lees ons saam Openbaring 7 vers 9 tot 17 en dit volg op Jesaja 33 vers 16. Openbaring 7 vers 9 tot 17 en Jesaja 33 vers 16. Aan elkeen 'n geseënde dag tot ons mekaar 6 uur môreoggend weer sien. Totsiens.